Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons sit hierso in Connection Studios hier in Centurion wat vir ons hierdie awesome space gegee het om hierdie cool podcast te shoot. So dankie Jaco vir jou bereidwilligheid om ons te help, maar ons gaan net nou 'n bietjie meer oor die studio chat. Vandag sit ek hier met twee gaste. Ons het 'n 2 for the price of 1 special en ek is baie opgewonde om hulle aan julle voor te stel. En ek dink meeste van julle sal definitief hulle ken. So ek sit hier so saam met Denay en Johan. Hoe gaan dit met julle? Nee, het gaan goed, dankie. Ek gaan grei dat is nie so kan wees. Dankie Denay. Jy is bekend, dink ek, op social media vir jou baie cool en snaakse content wat jy maak. En ek is 'n massive fan van dit. Ek lag myself dood. So toe ek hierdie podcast idee begin het ek gedink ek moet jou op hierdie podcast kry. So dankie dat jy ja gesê het om hier te wees. Dat is my cool om hier te wees. Ja, en Johan, obviously, mense ken jou van die Piesangskille. So dis vir my 'n groot voorreg om jou ook hier te hê. Ek weet dit was nie oorspronklik deel van die plan nie, maar toe Denay vir my sê sy kan dit maak, dis ek sê kan Johan asseblief ook met ons chat. Ja, ek was net al lift. So. Nee. Ek het hom gesê, doen dit net saam met my, dis fun. Ja. Ek het letterlik nie gedink as ek julle nooi dat julle sou ja sê nie, want ons ken mekaar nie eintlik so goed nie. So toe Denay ja sê, toe ek soos yes, as Johan kan saamkom, sal dit great wees. So baie dankie dat jy ook ingestem het. Al was jy net al lift, jy gesels nou saam met ons. dankie dat ek hier kan wees. Nee, dis vir my baie special. So vandag gaan ons julle 'n bietjie beter leer ken. Ek ken vir Denay 'n klein bietjie. Kan jy onthou ons het ontmoet by in die bos? Ja, hy het 'n musiekvideo vir Nicholas Lou Coco Pops en Kaas gedoen, né? Ja. Ja, toe dink ek, ek gaan so famous wees. So wat gebeur het daar is ek skiet toe nou die hele fees by in die bos, shoot ek. Dit was 2022. Ja. En ek sien elke aand met die live show, met die groot main show, sien ek ek het nie al geken nie, maar ek sien hierdie girl heel voor, lewe haar beste lewe, sing elke liedjie, elke woord, crazy. Sy gaan te kere daar en ek sê maar dis cool want sy's 'n fan. En ek moes toe nou ook 'n musiekvideo skiet en toe dink ek 'n gedeelte van hierdie musiekvideo sal nogal cool wees as ek iemand kan kry wat soos uit die crowd uit wat net staan en hierdie liedjie se woorde sing. En toe dog ek gaan haar vra want sy lyk nogal fun. En toe loop ek na haar toe en ek vra haar en sy sê ja. En dit was seker 'n bietjie awkward aan die begin want dis mense loop om jou en jy moet hierdie liedjie sing. Maar toe het ek met jou begin chat oor en ek het vir jou gesê ek wil jou baie graag weer eendag in 'n musiekvideo gebruik. En ek het nog nie, maar ek weet jy was al in 'n paar. Jy het al 'n paar musiekvideo's gedoen? Ja, maar nog nooit in saam met jou nie. So ek wag nog vir die message. Hoeveel keer het ek jou al genooi dan sê of in die Kaap of want ek wou jou al gebruik. Ja, wel dit. So ek dink aan jou en ek vra jou elke keer as ons iemand nodig het. Ja. Maar ja, toe ek kon onthou jy daai tyd vir my gesê, toe ek jou gevra het wat doen jy en waarmee jy besig is, het jy vir my gesê jy wil meer social media goedjies begin doen. Ek kan nie nou presies wat jou woorde was. Toe sê ek nog vir jou, jy moet net baie content uitbring. Ja. Begin net content uitbring, wees net sigbaar. Mense gaan dit begin kyk. En toe ek weer sien toe begin jou videoetjies op social media so goed doen. So ek meen dis al die funny jy doen hierdie mamas tipe goed. Ek weet nie wat noem jy dit nie. Wat is jou tema nie? Maar waar My niche. is jou niche? How did that start? Ja, mense dink, jy's so funny. As hulle my in die publiek ook sien, dan sal hulle sal baie teleurgesteld wees, want eintlik is ek soos ek's eintlik skaam nou. Ek sit, dis net 'n front wat ek voorsit. Ek moet myself mentally mentally prepare om uit te gaan en iets te doen, want ek recharge in stilte. Ja. Maar dis eintlik glad nie wie ek is nie. Ek sien net mal mense, want ek sal by 'n restaurant gaan sit en net kyk.
En dan soos dan tekst ek myself en ek soos die mal vrou skree op haar kinders, kyk na 'n man en dan is dit my nuwe video. Okay, so jy kry inspirasie uit goed wat ander mense doen. 100%. Dit is nogal funny. Ek like dit om te people watch. So as jy sit en jy kyk net mense so. Ja. Daar's eintlik 'n woord vir dit. Ek gaan 'n bietjie navorsing doen want ek dink Rudy Kleingeld het dit vir my gesê. Daar's 'n ding, jy noem dit iets wat jy net so sit en dan hou jy mense dop en dan observeer jy hulle en jy ek meen dit klink seker nou creepy as jy sê jy hou mense dop, maar jy sit in 'n restaurant en jy hou net ander mense se doen en laat dit dop. So jy kry idees en inspirasie daar. Ja. Nee, dit is baie funny. En jy maar jy's baie suksesvol met dit. Maar ons gaan net nou 'n bietjie meer oor dit vra. Ek wil net gou nog aan iets anders raak. Jy het van hierbo af Kaap toe getrek. Ja, Stellenbosch toe. Why? Het jy swat jy? Ja, ek het week op bemarking gaan swat. Okay. Maar hier is baie lekker en al, maar ek is 'n stresbolletjie, so ek kan nie met daai occasionally gaan na income wees nie, soos ek het 'n vaste, ek kort daai Ja. you know, consistency in my lewe, so dan love ek hierdie on the side weer in soos 'n passion ding, Ja. maar dan voel ek nog steeds okay, ek het alles agter mekaar. Ja, so jy het daai vaste struktuur nodig van jy weet jy het 'n werk en jy het 'n inkomste. Ja, Dis 'n goeie ding, dis 'n goeie eienskap. So jy rely nie net op sosiale media nee. en daai tipe goedjies nie, maar dis nog steeds vir jou lekker. Jy gaan nie ophou met dit nie, nê. Ja, dis die ding, ek wil hê dit moet lekker bly, nie 'n werk word nie. Ja, dis baie belangrik. Want mense gaan agterkom wanneer dit 'n werk word, want dan gaan dit nie meer so cool wees nie. Ja, Dis en nou as jy lekker. idees begin forceer. Ja. Ja. So nou gewoonlik was dit soos, "Jo, nee, nou moet ek baie post." Nou is ek soos, ek gaan nie, as ek 'n cool idee het, dan gaan ek dit post, Ja. want dan weet ek dit gaan goed doen. Ja. Ja. Nee, dis cool. Ek gaan nou weer met jou 'n bietjie chat. Ek wil gou met Johan gesels. Johan, ons ken mekaar nie so goed nie. Ek het jou nou al 'n paar keer afgeneem op shows as jy en Daniel julle ding doen op die stage en ek meen julle is baie cool. Julle op stage, julle own dit en dis vir my altyd 'n plesier om julle af te neem. En ek het jou ontmoet fisies eers was dit vroeër hierdie jaar toe Ja, ek julle ook by in die Ja. bos actually. ook by in die bos. Toe ek Ja. jou eintlik eerste keer actually ontmoet. Maar toe het ek jou al klaar soos by 3 of 4 groot produksies al afgeneem. Yes. So wat ek by jou wil weet, so 'n bietjie oor jou voor ons nou Piesangskille toe gaan. Waar het jy jou liefde vir musiek, hoe het dit begin? Waar's jou inspirasies en hoe dit begin? So ek sal sê ek het in graad 9 begin gitaar speel. So ek was in 'n landbouskool. Eintlik maar meer rugby gespeel daai tyd, maar my oupa het altyd gitaar gespeel en ja, hy het my eintlik maar 'n paar dinge gewys en toe het ek ge-YouTube en Marty Schwartz Ja. en toe leer ek myself eintlik maar leer al die goeters wat nodig is om eintlik maar te skryf en eintlik maar net songs te speel. Maar ja, ek het seker maar nog altyd 'n liefde. Ek dink almal het maar 'n passie vir musiek. En Ja. obviously op skool was ek in 'n band. Ek was actually in 'n band saam met Tino. Tino maak nou musiek en Schwabi. Ek ken vir Tino baie goed. Ja. Tino was 'n jaar ouer as ek en hy was my koshuis prefek in Oudtshoorn en ja, ek en hy het so saam gitaar gespeel en Schwabi van Van is dit Henry Schwabi, Henry ja. Schwabi, ja. Hy was ook saam op skool, so ons het pauses maar vir die ouens in Oudtshoorn musiek gemaak en Okay. ja, so op hoërskool eintlik maar en toe na skool toe obviously toe moet ek vir Daniel en toe begin ons skryf en dit bietjie meer seker maar ernstig opvat. Ja. Eintlik net begin vir fun en toe die mense aanklank gevind daarbey. Want dit was my volgende vraag. Is toe jy en Daniel het obviously begin connect iewers. Dit was jy sê na skool. Yes. Het julle saam geswat of hoe Nee, ons julle was so hy was ook eers in Stellenbosch. Wow. Begin van eerste jaar en ek was in Potch en Ouwers en toe kom hy Ouwers toe. Ja. En ja, ons het maar in die koshuis ontmoet. Ek het in die vierkant gesit en gitaar speel en ja, sy hart was gebreek. Ag, shame. Ja, okay. En toe bring hy 'n gediggie of 'n dingetjie daaraan en ja, toe begin ons maar skryf en liedjies maak van Is van daai daar. is daai gediggie een van julle songs? Ja, Kan ons weet? die pen en papier. Pen en dis papier. dis die heel eerste liedjie wat ons begin skryf met ja. Okay. En maar toe dit was voor jy nou 'n naam gehad het, Piesangskille. Julle het net dit saam gedoen. En toe waar ek die eerste keer van julle gehoor het was
mal maandag aande, nê? Dis die Ja, naam. ja. Ek sien hierdie video van hierdie twee ouetjies wat jam, en ek was net soos ek cool, dit is nou nice, maar ek weet nie wie hier mense is nie. Next moment is dit net orals. Selle op next moment sien ek net jou goed orals, met julle ook. So iets, hoe daai deurbraak gebeur, wat was die moment, of hoe dit gebeur? Sjoe, ek weet die, dit het eintlik baie vinnig gebeur, want ons het ons producer ontmoet en toe stel hy ons voor aan die label en ja, binne die eerste jaar toe stel ons die album vry en obviously maandag aande was die eerste liedjie wat ons release het. Ja, En ek dink 'n maand na die album uit is eers toe begin Inge 2 net goed te doen. ja, Weet jy hoekom ja, hy het eers 'n ruk na die tyd begin goed doen. Ek dink dit was maar die deurbraak. Toe hy liedjie begin goed doen. Inge 2, ja. Yes, ja, en Lyntjie toe klim die ander song saam met hom. ja. Ja, so as jy een song het wat goed doen, dan begin al die ander goed op die album. Yes, toe trek hy maar die ander goed saam Ja. op en ja, toe sit die res history. Wel, en ja, ek meen, julle het doen great. Julle het al 'n paar toekennings gewen. Ek onthou met Samas, julle het Samas gewen. Nee? Ja, ons het een saam. Een Sama. Maar julle was nominated was julle vir meer as enige. Ek kan onthou ek het dit gekyk, toe sien ek die skil het iets gewen. So ek is nie seker nie, maar Yes, maar om 'n Sama te wen is nie maklik nie. ja, dis Want nogal ek meen, ons het nou die Afrikaanse toekenning soos die Aitsa's en daar was altyd die Gumas geweest, maar vir 'n Afrikaanse kunstenaar of 'n duo of iets om 'n wat 'n Sama was dit? Dit was album of the year. Album van die jaar. Ja. Dit is belaglik goed, ou. Julle moet trots wees op dit. Ek hoop julle is. Ja, ek hoop julle is trots op dit want Nee, dit ons is insane. Hoorie, maar nou het ek 'n vraag Ja. wat ek weet nie of baie mense dit wonder nie, maar ek wonder dit nog altyd. Die naam, die Piesangskille. Yes. Hoekom en van waar kom die naam? So, dit het in die koshuis gebeur. Ek en Daniel het in die vierkant gesit en ek onthou dit actually goed. Ons het net gesit en skryf en toe het ons uiteindelik maar geniet en toe besef ons moet seker maar 'n naam kry want ons wil begin live speel by plekke, by bars. En toe lê daar Piesangskil langs die asblik en dit het eintlik die naam was 'n joke, maar toe ons meer by die plekke speel, toe begin dit halfstiek die naam en Ja. ja, Dit wou die naam change maar ek bly ons het dit. nee, ek dink dis 'n baie unieke naam en omdat dit so random is, dink ek Ja. mense gaan dit nooit vergeet nie. Ja, dis die idee. Ek dink Ja. die musiek moet in kontras wees met die naam. Ja, inteendeel, nee. Dit is soos ek gaan nou Spoegwolf as 'n voorbeeld gebruik. Dit het vir my 'n hele paar jaar gevat voor ek Spoegwolf se musiek vir die eerste keer geluister het, want toe ek die naam sien, dis ek sê ja, dit klink soos 'n heavy band, jy weet, wille goed. Ek weet nie of ek hierdie tipe goed kan luister nie. En toe 'n hele paar jaar later hoor ek die liedjie Bittermaan speel. En ek sê, "Jo, hier is 'n mooi song." Ek wonder en toe Shazam ek dit. Toe sien ek Spoegwolf. Dis ek sê, "Okay, dit verbaas my baie." En toe begin ek hulle musiek luister en toe kom ek agter wat so beautiful musiek dit eintlik Ja. is. En die naam klink verskriklik wild. Spoegwolf, ek meen dit klink wild, maar dit is nie eintlik nie. Dit is baie poetic goeters wat hulle skryf. En my beste vriend was presies dieselfde. As hy hierdie kyk, gaan hy weet waarvan ek praat. Vir soveel jare probeer ek om kry om Spoegwolf se musiek te luister. En daar was een song, ek kan nie onthou wat se song dit was nie, wat sy mind gechange het. En nou, hy's nou 'n baie groot fan. So dit is nogal cool dat die naam in kontras is met die musiek. Daar's ietsie cools aan dit. So, ja, maar nou ek gaan terug na Denai toe. Jy laat baie mense lag met jou video's op socials, nê. Maar jy kan seker nou vir my sê of ek reg of verkeerd is, maar maak jy 'n paar mense upset ook? O, yes, ja. Veral die ooms. Maak word die ooms Die upset? oomies stuur vir my lekker DM's. Okay. Waar hulle vir my vertel, nee, jy is net belaglik krye werk. Oom, Maar jy's wat dan? Jy's ja, wat vir werk? relax, scroll. Ja, Maak skrol hulle verby. baie kwaad. Is dit? Ja. Want ek wou nou nog gevra het, is dit die mammas of die tannies wat kwaad word? Maar jy verbaas my eintlik dat die oom. ooms. Sure. Die mammas is soos you go girl, want hulle wil dit heeltyd net op hulle WhatsApp groepie stuur, jy nou, Ja. hoop een mamma kom dit agter. En dan die mamma wat dit nodig het, dan sy soos wat snaaks. Sy vang nie die goed nie, Jo. want ja. Want ek wou nou vir jou gevra het, want jy praat net van DM, so my ander vraag was, hoe hanteer jy die hoe hanteer jy die comment section op social media?
ek meen jy kry obviously goeie feedback, maar daar is mense wat dalk nie so baie hou van wat jy doen nie. Hoe hanteer jy daai? In die begin was dit obviously moeilik, want toe ek nog nie, toe ek soos, wow, soos mense erken my. Ja. En dan as jy soos 'n bad comment sien en dan dink jy ag nee, nou almal haat my. Maar nou is ek net lief vir wat ek doen, so ek lees nie eers meer die comments nie. Ja. En ja, as daar iemand is wat ietsie leliks kom en gewoonlik sê my ma, hoorie daai oom Piet, het jy gesien wat hy gesê? Dan is dit ontstel of skrikkelik. Ja. Dan gaan kyk ek na die profile dan sien ek die voortand is uit, dan sê ek so seriously. Ai. Ons het vraag nou nie te worry. Ja. Oor hierdie goed nie. Nee, ek hoor jou. En baie mense is nogal braaf agter 'n keyboard. En dit is my eintlik so unfair of so lelik want soos byvoorbeeld mense follow jou want hulle wil seker jou content sien. Ja. En dan doen hulle as hulle dan op jou video kom en doen hulle nou moeite om eintlik lelike goed te gaan skryf. En dis my so onnodig as jy nie hou van wat jy sien nie. Scroll verby of hoekom is jy blok my? Of hoekom is jy op my page as jy nie hou van wat ek vir julle wys nie. Ja. So 'n mens moet 'n bietjie van 'n dik vel begin kry op socials nee, want jy sit jouself kind of al buite. Ja, nee, ek het eintlik erg. Soos my ma sê ek het eintlik amper nie eers my hart nie, maar ek het 'n hart. Natuurlijk. Ek worry net nie Ja. oor mense se opinies nie. Exactly en jy kies mos wat jy wil hê mense moet sien van jou. Ja. Soos jy vroeër gesê het, wie jy werklik is in regte lewe en jou snaakse videoetjies wat jy maak op social media, beteken nie dis wie jy regtig is nie. Ja. Dis mos net vir die pret en vir die lekkerte. Ja. Exactly. Het jy al wat is die vreemdste DM wat jy al gekry het? As jy nou aan iets kan dink. Nee, ek kan nie dit vir sê nie. Is dit? Nee, ek kry baie weird ooms. Soos ek sê, die oompies, hulle kan of lelik goed sê of 'n oom sal sê, "Hallo Poplap, love jou goedjies, hoor, hierso is my nommer." So ek kry lekker ooms wat ook dit doen. Dan is die 3 kinders op die cover foto, die 3 kinders en die vrou. So ek love daai ooms. Is dit? Actually haat hulle. Ja. Maar ook en dan kry ek tannies wat sê, hoor hierso my vriendin, sy doen hierdie en hierdie en hierdie met haar. Dan sê nie vir jou vriendin, sy is nie lekker nie. Soos nou moet ek 'n video maak sodat sy dit net soos daar buite sit sodat die vriendin nou sien. So sy wil hê jy moet subtiel 'n video maak wat is soos wat haar vriendin is, sodat haar vriendin kan agterkom hoe sy is. Ja. Dis baie snaaks, maar hoorie, jy kan begin geld vra vir dit. Ek dink ook so. Ja, dan sê net, okay cool, ek vat requests, het jy iemand wat iets spesifieks doen? Laat weet my, dan maak ek weer 'n keer, dan stuur dit vir hulle. As jy sukkel met konflik, Ja. bel my. Exactly. Vra geldjie. Daar's mense wat soos ek weet daar's hierdie een ou, hy doen verskriklike snaakse video's. Ek weet nie of jy weet wie's Doef kyk nie. Doef kyk. Nee. Hy gebruik hierdie statue filter. O ja. Dit is vrek snaaks, dan review hy nou Met die lippe. Ja, met die lippe dan review hy nou footage en goed. Maar hy doen soos birthday video's of as jy vir jou pel 'n boodskap wil stuur dan vra jy geld, dan betaal jy hom, dan maak hy nou 'n snaakse video. Imagine. So daar's 'n ekstra sak geldjie daar aan die kant vir jou, jy weet. Yes, okay. Ek gaan Business, by te sit. daar's 'n nuwe business opportunity vir jou. Ja. Ek sal die kommissie vat op elke video Okay. dan as dit suksesvol raak. Okay. Wat dink jy is die grootste red flag oor social media wat mense nie genoeg van praat nie? Die grootste red flags Ja. is in opsigte van wat? Ek bedoel almal wil die hele tyd dink dit is cool om op social media famous te wees of goedjies uit te sit, maar wat is die gevare, die red flags? Waarvoor moet jy uitkyk as jy nou soos jy wat nou Wat iemand wat nou soos content creation wil doen. Ja, maar ek praat nou maar net uit jou oogpunt uit. Was daar al 'n paar goeters wat jy gevoel het, "Jo, okay, daai is 'n red flag, bly weg of moenie dit doen nie." Ek meen, ek wonder maar net want jy is mag ons jou nou al label as 'n social media influencer? Ek weet nie. Ek hou niks daarvan nie. Ja, verstaan jy. Dis Van hoekom die ek dit nie woord wou sê nie, want ek weet nie wat dit is nie, want jy sit net goedjies op buite wat vir jou funny is. Ek wil glad nie, ek hou nie van die influencer woord nie. Ja. Daai is my actually belaglik want soos ek vir hom sê, soos social media is die fakeste ding Ja. wat bestaan. Jy kan nou net 'n argument met jou boyfriend hê, skree op mekaar viestek en dan love, dan post jy 'n fotootjie, dan dink almal hulle verhoudings is wack.
Ja, Maar eintlik is dit net fake want jy kyk heeltyd op social media. ja. So een ding ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie daarvan om te scroll nie. Dit maak my depressief. So ek like dit om goed te post wat funny is, wat Ja. nie perfek is nie. Yes. So ek is so moeg vir al die perfekte goedjies wat deel dit gepost word, Ja. want dit is nie so nie. Ek sien nogal baie die vals front op sosiale media ook waar die een ding wat vir my verskriklik snaaks is en erg is, ek gaan dit nou maar sê, is baie keer sien jy dan post 'n girl nou 'n Bybelversie of 'n ding, Oei, maar dan sy amper niks klere aan nie. Ja, soos op die strand. Filippense 4:4. Ja. Dan dink Dis legit, ons ek soos, hoe kom jy hierby uit? Ja. Nee. Dis vir my baie erg. So ek kan nie met sulke goed deel nie. Dan scroll ek maar net verby en dan kry jy dan sal sekere mans ook wat lyk hulle het nie hemde nie. Ja, Hulle besit nie hemde nie. Dan sê ek soos en dan sit nou 'n mooi motiverende boodskap met 'n foto wat in die spieël. Ja, maar dan soos die broek bietjie ook so afgetrek dat jy nou soos die V-line sien. Daai is vir Ja. my baie erg. Dan dink ek Ja. why? Ja, ek dink gewoonlik hulle is gay, maar ek sal nou nie dink so sure. Ek dink gewoonlik daar's 'n man nie ergens. Ja. Maar I mean, you do you. Ek dink gewoonlik daai mense wat sulke goed post, soos jy gaan obviously deur ietsie. So jy het die need dat mense vir jou sê, "Sjoe, jy lyk so goed." Ja, So mense probeer nie judge nie, want obviously ek weet nie waar daai persoon gaan ja. in die oomblik nie. Maar ja, dis vreemd. Ja, en die ding is jy kort dalk daai of nie jy nie, maar daai persoon kort dalk daai affirmation en ek meen hoe baie pla dit jou en ek gaan jou nou vra of dit jou pla of nie, dat as jy 'n video post, hoe gereeld gaan kyk mense dit, hoeveel mense like dit, hoeveel mense share dit. Is dit 'n ding? Ek kry stadiums. Ja, dan overrule dit my en ek is nog nooit so angstig soos vandat ek social media begin het nie. Ja. So dit is vir my elke liewe dag is dit werk om vir my te sê soos okay, ek sal soos 1 of 2 keer, 3 keer gaan kyk max, maar Ja. ek sal nie altyd op my foon wees nie. Ewen as ons saam is, Ja. dan ek wil nie want dit ontstel my. So Ja. dit moenie 'n god vir my raak nie. Ja. Dit moet 'n Dit moet jou nie beheer nie. Exactly. Dit moet 'n stokperd wees en ek moet besluit soos wil ek dit doen, wil ek nie. Dit moet nie soos shit, alles van my hele persoonlikheid rule nie. Ja. Dis So, baie ja. waar en jy maak 'n goeie punt daarvan as jy nou saam is want ek meen Johan met piesangskille en goeters jy's ook 'n bekende figuur en mense begin baie meer van jou ook nou ken en jou. So dis belangrik om dan die verhouding te skei van die Ja. social media gedeelte af. As jy by mekaar is, dit is 'n baie goeie punt wat jy daar maak. Ja, maar baie keer dan moet ek content maak. So dan is ek vir kom, ons nou maar net jou stemmetjie gebruik. Praat net saam. Ja, So maar ek sal nooit want obviously hy's nie so gemaklik altyd soos ek om dit te doen nie. Ja. Maar hy raak beter, so ek sal hom nou nie forceer en sê ons gaan nou hierdie couple wees want Ja. ons gaan nie. Ons doen ons ding behind the scenes, ons is gelukkig. ja, En dan as ons 'n fotootjie of 3 post, ja. dan is dit nou maar so. Hoor jy, ek het gelag vir daai ding. Ek weet nie, dit was nou onlangs waar jy so oefen. Dis jy wat praat. Ja. Dan sê jy sê vir wat Sonja wat was die woorde? Sê vir Sonja wat maak jy of nee? Het jy nog steeds nie wat vir die budget? Het Ja, jy nog iets van die steeds- gym membership. Ja, Sy nog steeds te stak op om 'n gym membership uit te Ja. neem Ja. of iets soos dit. En dan sê jy soos wat maak jy? Geskeide mense moenie hier wees in nie of wat? dieselfde estate bly nie. In dieselfde estate bly nie. Jesus, ek het gelag vir dit. Ja. Daai was baie snaaks. Dankie, dit So- was 'n advertensie. Ek het gesien dit was, ja, maar dit was baie snaaks geweest daai moment. So, Dankie. So voor ons ek wil weer baie graag met Johan praat, maar terwyl ek nou voor ek vergeet. So doen jy dit waar 'n maatskappy jou kan kontak en dan as hulle nou 'n bietjie ietsie wil bemark, dan gebruik hulle jou en jy kry uit vir hulle 'n bietjie content om te bemark. Ja, heeltyd. Ja. Maar ek hou nie daarvan as hulle vir my 'n skrip gee nie. Dan sal ek sê dankie, maar dit is nie vir my nie. Soos ek wil Ja. my eie goed doen want ek weet wat vir my brand werk Ja. en ja, ek hou nie daarvan as iemand vir my 'n skrip gee nie. Sien hulle moet die maatskappy moet met jou brand wil associate, nie jy met hulle nie. Ja. So met ander woorde, weet as ek wil hê jy met my maatskappy bemark, gaan ek vir jou sê ek wil ietsie bemark. Hierdie is die tipe ding wat ek bemark. Ja. Kom op met 'n idee en dan
Ek gaan nie vir jou sê jy moet dit en dit en dit doen nie. Ja, soos jy moet nou hierso sit en hierdie doen en ek hou nie daarvan nie. Ja, maar dit maak dit ook uniek want jy het dan creative freedom wat baie belangrik is. Ja. En selfde Johan, as ons nou oor kan gaan na jou toe, creative freedom is belangrik vir julle ook. As dit kom by songwriting en producing en daai tipe goed. Ja, nee, definitief. Ek meen, ek weet Johan Viljoen produce vir julle Yes. of meeste van julle goed. Ek weet nou nie onlangs was dit iemand anders as ek Yes, reg is. Ewald het die EP wat so 'n maand of 2 terug gedrop het, hy het daai 3 songs produce. Ja. Maar ek bedoel as julle kom klaar met idees na hom toe, na die producer toe en ek meen daai is nice dat julle die creative freedom het om te kan jy weet met die idee om te kom en hulle vat dit net en hulle maak dit 'n reality. Ja, so baie keer dan eintlik maar ons skryf die songs en dan in studio het 'n mens maar daai vryheid. So mense weet nooit ons het nooit regtig hierdie groot idee van wat die liedjie moet wees nie. Mense figure dit maar uit soos wat jy aangaan. Ja. En dit maak dit lekker en dan ja. So julle gee ook vir die producer creative freedom wat nice is. Ja, so ons het ons creative freedom in die writing Ja. daai goeters en dan het hy die freedom met die production. En dan die platemaatskappy, julle is nog steeds by Universal? Nee. Yes. Ek meen hulle los julle dat julle ding doen. Ja, nee, ons skryf al ons eie musiek. Ja, dis baie belangrik, Ja. nê. Ek weet van platemaatskappye en ek bedoel niks lelik teenoor enigiets nie, maar of iemand nie, maar ek weet van platemaatskappye wat nie noodwendig altyd vir kunstenaars die creative freedom gee nie, want daar's 'n spesifieke mark wat hulle teiken of 'n spesifieke genre. Dan kry jy byvoorbeeld 'n sanger wat 'n uitstekende country sanger is, maar hulle bring net popliedjies uit. Ja, Of ietsie soos daai, jy weet so, en ek verstaan die rede agter dit, maar partykeer wil 'n ou as 'n artist ook jou eie creativity en diversity wys, maar ou kan nie altyd nie. So dis baie cool dat julle daai voorreg het om nog steeds creative freedom te kan hê. Ja, nee. So ek wil gehoor nê, in die spektrum van die groter prentjie van die musiekindustrie is julle eintlik nog 'n kort tydjie aan die gang. Maar julle het al hierdie land plat getoer. Julle het al oral geshow nê. Ja, yes. Weet jy het jy al 'n idee min of meer hoeveel shows het julle al gedoen? Ek meen, hou julle rekord van so iets? Jo, seker. Wel ons average seker maar so 2 shows 'n week. So ek dink ons het laas jaar oor die 100 shows gedoen. Ja. Seker soos 100 en Ja. ek weet nie hoeveel nie, maar ja, hierdie jaar ook meerderheid is maar soos 1 week. In Oktober het ons 4 shows gehad in 1 week. Ja, En dan hierdie November het ons net 4 shows omtrent die maand. die maand. So dit So dit hang maar af wat se maand. Gewoonlik is Januarie stil en Junie of Julie, ek kan nie onthou wat se nou nie. ja. En dan Desember het mense ook daarom nog bietjie shows meer by die Kaap en so. Ja. En sê gou vir my, julle toer nou vol band. Ja. Aan die begin was dit net jy en jy en Daniel. Ja, ons doen bitter min. Ek dink ons het hierdie jaar 2 akoestiek shows gedoen. Is dit? Maar al die shows is maar vol band, ja. Yes, dit is so great. Ek is so bly vir julle want aan die begin het ek gesien is net die 2 van julle en nou is dit al wie is almal in julle band? Dit is ek weet Johannes in die band. Ja, Johannes in die band en dan Austin. Eugene, Zander. So al die ouens is maar van Potchefstroom af. Oh, nice. Ja, die band wissel maar so nou en dan. Okay. Maar ja, ons het 'n lekker meerderheid is van Potchefstroom behalwe Austin. Ja. Hy's van Joburg. hy's Austin Hume. Ja, well, hy produce ook nou by Ja, hy's nou die eienaar manager by Universal. Ja, Jessie, ek's bly vir hom. Sê gou vir my, het jy 'n favourite show wat vir jou uitstaan in jou tydperk wat jy nou al getoer het? Ja, nee, definitief. Ek wil sê Liefde by die Dam. Ja, wat sê Dit jy? is seker Joburg is, maar die Kaap is ook lekker. Ja. En ja, Liefde by die Dam is definitief seker die lekkerste en dan in die bos. Ja. Jo, definitief. Hierdie jaar se 2025 sin. Moet ek 'n spesifiek Nee, ek oor die algemeen maar net. Ja, want in die bos is massive. Ja, dit is nee, dit is ook lekker. Ja, Afrikaans is groot, al die shows is maar. Ja, julle het letterlik al want julle het nou Liefde by die Dam is massive, julle het hom gedoen. Julle het al Krone gedoen. Julle het Afrikaans gedoen en in die bos. Julle het al die groot produksies basically al gedoen in 'n baie kort tydperkie. So dit is 'n great achievement. Liefde by die Dam, glo dit of nie, is die een fees show wat ek nog nooit by was nie en ek probeer so hard om daarin te kom want ek neem al die ander goed af en ek probeer altyd oral, maar Liefde by die Dam,
I just haven't been en ek wil so graag. Ek is elke keer as ek daai footage sien, as ek so jaloers. Ja nee, dis Dan ek next wens level. ek kan daar inkom. Ja. So dit is definitief ietsie. Is daar enige snaakse stories wat jy het? Wat gebeur het al op toer tussen jou en Daniel of julle in die band wat jy met ons wil deel? Nee, ons het baie, so op ons bandgroep is die Pisang Band, so Ja. mens kan nou seker nie al daai video's wys vir mense nie wat daar gebeur. Ja. Redelik baie snaakse goeters op toer, maar Ek weet al dit is moeilik om aan iets spesifiek te dink, maar ja. ek het 'n storie gehoor van ek kan nie nou wie dit vir my vertel nie, van iemand wat in 'n bussie slaap. Een van die bandmembers maak hulle sy skoenveters aan die bussie se seat vas. Dit was Joe Black seker. Ek weet wie dit Nee. vertel. Ja, Is dit? ek dink Graaf het dit vertel op maar dit was eintlik op 'n ander podcast dat En ek dan dit gesien het. Breek hulle en dan spring almal uit. Ja, dan Fiets sê hulle die dit. bussie brand of iets, dan kan die ou nie uit nie. So het julle jaag julle sulke goed aan met mekaar? Nee, daarom nie. Is dit? Is julle redelik soet? Nee, ons is eintlik sien. Okay, dis goed. Ja, so die tussen jou en Daniel. Wie skryf meeste en wie kom op met meeste van die melodies? Ons doen maar alles saam, maar Is ek dit? sal sê hy sal meer met die woorde op dit fokus en ek sal meer op die melodies en gitars. Okay. Maar ja, ons doen alles maar saam. Ja. Nee, alhoewel ek dit vir ons want ek sien jy speel obviously die gitaar en hy die meeste van die vocal ook. So toe wonder ek het wie skryf meer of wie ek het gewonder of julle dalk soos een ou het dalk 'n melody en as jy sê eers net ek hoor hierdie maar kort lyrics. Ja, partykeer het hy 'n melody en dan skryf ons woorde in dit in. Ja. Partykeer het ek woorde en dan skryf ons 'n melody. So ons skryf maar so saam. Cool. Nee, dis awesome. En dan wil ek gehoor is daar iets niets op pad vir die Piesangskille wat jy mag sê. Hierdie gaan dalk eers Ja. 2026 uitsaai, O, maar 2016 kan ek jy kan nou enigiets ons vir ons gaan vertel. nou 'n liedjie saam met Marna drop. Van 'n Merwe. Ja, so dit Yes. is 'n Desember tune. Hy kom nie 5de Desember uit. Wel, so teen die tyd wat hierdie uitgesaai het, is Het hy al julle al gerelease en laat weet ons in die comments wat dink julle van dit. Ek kan nie wag om te hoor nie. Dit klink nou baie exciting. Ja, nee, dis 'n lekker song. Want julle doen cool goed en hy doen lekker party goed. So saam kan ek daai is 'n great duo dink. 'n Great collab dink ek. Ja, nee, ek dink dis 'n lekker Ja. song. Ek gaan nou vir jou vra, dis nou maar jy gaan nou maar namens jou en Daniel moet praat, maar miskien tussen julle is daar 'n artist in Suid-Afrika wat julle baie graag mee wil collab. Wat julle miskien al oor gepraat het. Ek sê Jesus, ons wens ons kan met daai ou collab. Ja, nee, baie. Ek dink is cool om ek dink dit sou cool wees om saam met Fransjo van Coke of Spoegwolf of Ja, so iemand. Ja, ek dink collabs is cool. Maar julle het al 'n paar cool collabs aan die gang hoor. Ja, Saam met Dewels en julle het saam met Radio Raps het julle enetjie. Ja, daai is ook goed. So Ja, julle dit was ook 'n lekker enetjie. ja, daai is julle het goeie collabs hoor. Nou wil ek gou vir julle 'n paar vrae vra hierso as 'n koppel. Okay, hierdie is 'n bietjie Ja. fun. So, waar het julle ontmoet? By 'n show in Klein Kariba. Klein Kariba. Ja. Alright. So, wie het eers vir wie gesê ek hou van jou? Wie was dit nou? Dit was ek. Is dit? Okay. Ja, want kyk gou hierso, hy's freaking skaam. So ek was soos, weet jy wat, ek is op 'n stadium van my lewe waar ek gaan nie my tyd mors nie. As hy nie van my hou nie, het hy my sê of hy's gay. So Sê okay. Ja. dan is dit fyn, dan gaan ek aan. Ja. My hart gaan nie gebreek wees nie, ons doen dit net, Ja. mors die tyd nie. Ja, maar jy moet weet. Ja, jy mens moet weet. So toe? Gaan ons dit pursue? Toe het ons op 'n date gegaan. Ag nice. So Die het jy hom op 'n 16 date Januarie. gevra? Nee, ek O. het letterlik so vir hom nader. Ek kan nie eers hierdie op die podcast Jy hoef nie. Ek meen as daar iets is wat jy Ja. moet sê dan hoef jy nie. Okay. Okay, maar okay, so jy het eers vir hom gesê jy hou van hom. Ja, ek was soos, Ja. okay, kom net by. Wat Ja. is fout met jou? Was dit Is 'n jy- DM of het jy na hom toe gegaan? Hy het heeltyd my eers begin follow en dan like hy heeltyd my stories. Ja. Ja, dit was En toe sê ek soos, wie is Ja, hy? exactly. Toe gaan kyk ek. En toe sê ek soos, okay, maar kom by. Die slides Ons in gaan my nie heeltyd DM's net like goed nie. Ja. Ons is nou groot, so kom ons praat nou. Moenie my stories like nie. Wil jy dit date of nie? Ja. Net so. Bring dit sê. Hoorie so, nee, dis baie oulik. Wie van julle twee lag altyd die hardste op die verkeerde tyd?
Definitief jy. Okay. Ja. Wie neem die meeste selfies tot dit perfek is? Selfies. Ja, as julle nou van mekaar of saam foto, wie is soos nee, nog een tot dit reg is? Nee, dis Ek kan nie, jy. ek het 'n oupa, Nee, maar as So, ek kan nie my foto's foon kan nie neem- foto's reg. Nee, as ons foto's neem, Ja. mense sal dink dis ek, maar hy sal kyk, nee, doen dit net weer. Kyk hoe lyk ek, nee, jy is erg. Okay, ek sien. Ja, ons mans mag ook concerned wees oor hoe ons lyk. Ja. Ons moet ook goed lyk, veral langs ons vrouens of ons girls, jy weet, we need to look good. Sê gou vir my, wie is die mekaarste een en wie is die netjiesste een tussen die twee van julle? Jy is seker die netjiesste. Hy is nie de mekaar nie, maar hy het net soos nee, hy is nie de mekaar nie. Ek moet net soos ek is erg. Soos Okay. ek is bietjie te erg. Ja. So ek sal as hy nou die papiertjie daar sit, so hy het nou net sy chocolate geëet en die papiertjie daar staan, dan sal ek soos hoekom sit jy die papiertjie daar? Soos wat hom asblik doen. En dit maak hom seker mal, maar hy's chill. Maar daarom is dit skoon, dan het jy Dit skoon. is, Okay. ja. Alright, ja. Ek is ook soos as ek by mense gaan kuier, mense wil altyd so, "Skus vir die de mekaar huis." Dan sê ek, 'n de mekaar huis pla my glad nie. 'n Vuil huis pla my maar nie de mekaar huis nie, want valid. dis vir my nice om in 'n plek in te stap en dan sien ek die koffiebeker staan in die wasbak, want dan weet ek iemand lewe hier. Jy weet iemand leef hier, iemand het nou net koffie gedrink, cool, gaan later uitspoel. So ek het nie 'n issue met sulke goed nie. Ja. En mense is dink altyd is so erg, o nee, die huis is nou de mekaar. Maar eintlik dis die lekkerste gevoel om by iemand se huis in te stap en te sien hier word geleef. Dis 'n huis hierdie. So ja. so dis nice. Ek hou daarvan. Dit laat mense ook bietjie meer homey voel. Valid. Sê gou vir my, wat is die een ding waaroor julle albei saam cringe as julle nou sê, net nie dit nie. Is daar iets spesifieks wat julle oor cringe wat julle al bespreek het? Ons sal nogal baie op social media cringe. Vir mense, daai mense wat soos mos as hulle probeer perfek wees. Ons sal, dan sal ek Ja. van wys kyk hierdie. Eintlik dis eintlik verskriklik, maar daai mense wat jy weet hulle het nie 'n idee wat hulle doen op social media nie. En ek sal ek is hulle nommer 1 fan, daai wat 30 followers het. Ja. Soos ek is die een wat heeltyd, kyk hier, bro. Okay. So ons sal nogal sulke Ja. kyk. Okay. Soos jy cringe, maar jy kan nie op hom kyk nie. Ja, dis is hoekom kyk ek hier nou? Na 'n rukkie dan kom jy agter soos hoekom kyk ek eintlik nou hier Ja. na? Okay, ek hoor presies wat jy sê. Ja. Wie sê eerste jammer? As julle miskien 'n argument gehad het. Julle lyk vir my soos 'n baie happy couple anyway. Ons altyd seker maar. Ja. Ons het nie Ja. lekker. Is dit? As Ja. ons so argumente het dan daarom soos 'n rukkie na die tyd dan ons vergewe vinnig. Ons kom vinnig oor dit. Ja, dis baie belangrik. Deel met dit, beweeg aan. Ja. Klaar. Okay, dis baie nice. Wie kla die meeste oor ek is honger? Ek Is jy die Ja. een wat die hele tyd? ja. Ja. Maar hy sal nie, ek is iemand wat die hele dag soos ek kort vroeg al klein goedjies, maar hy sal soos groot meals eet. So ek eet meer as jy. Dis hoekom as hy honger is, dan is hy nou soos 10 ure nie geëet nie. Okay. So dan is dit eintlik valid. Ja, so jy eet net 'n lekker proper meal en as jy sort dit, jy wil die hele dag Ja, besel. heeldag. As hierdie gaan ook 'n moeilike een wees om te antwoord, maar my wees dit maklik. As julle as 'n couple 'n theme song moet hê, wat 'n song sal dit wees? You, a theme song. Ek weet nie. 'n theme song. Nee, gee vir ons soos idees. Nee, ek weet nie. Dis maar net 'n vraagie wat ek aan gedink het. Partykeer, miskien het julle 'n favourite song wat julle nie Danny Smoke yskas skuif. sien daar's hy. Dis julle theme song. Yskas. Want dit is omdat hy dis toe hy my begin follow. Dis die eerste video wat ek van haar gesien het was laas jaar Okay. en dit het 'n video gemaak van yskas skyf. Maar toe weet ek glad nie wie sy is. Ek tog soos hierdie girl lyk oulik. Shit, maar sy het baie followers ook. Ja. Ek het geweet wie hy is nie, so dis die Toe cool. dink ek, dis oulik. Sy lyk cute en toe begin ek al stories like. En toe ontmoet ek al by Klein Kariba. Toe sien ek nee, almal wil sommer 'n foto neem en ek sê okay. Yes, obviously. Ja. Hoor hierso. Clueless. Dis baie oulik. Maar het jy regtig nie geweet, het jy nie die piesangskille gevolg Nee. of geluister of iets nie? Ja.
Dis baie Ek het cool. geweet dit soos hulle bestaan, maar ons het nou net in die kar oor gepraat. Ek het net nooit hulle goed geluister, soos die Heuwels. Ja. Nooit enigstens, ek was nooit interested in daai tipe musiek nie. Alternative. Ja, alternative, Bietjie maar meer pop. nou, ja, Okay. gee vir my Danny, gee vir my Kurt, gee vir Ja. my Juanita. Ja, ietsie wat hop. Ietsie wat hop. Ja, Ek hoor jou. maar nou weet ek daarom. Ja. Ja, nou sê daar 'n bietjie meer. Ja. Clued up. So wie van julle twee is die planner en wie van julle is die let's just wing it. Jy's 'n planner. Ja, ek is definitief 'n Ek sal planner. net wing. Jy sal dit wing. Ja. Ja. Ek raak mal as ek dit moet wing heel Maar tyd. dis 'n artist ding. Ek moet sê, ek weet van baie kunstenaars wat net soos kom ons wing dit net. Waar ek is ook bietjie meer structured. Ek wil weet wanneer moet ek waar wees en wat ek moet doen sodat ek kan reg wees vir dit. En baie kunstige mense is net soos ons gaan dit net wing. Nie worry nie. So dis nogal 'n free spirited ding tussen in die kunste. Ja, dit is Ja. actually. Wie praat die meeste in die kar as jy ry? Jy. Daar was dit vinnig wat jy geantwoord Jo. het. Dan sê sy vir my ek moet breek, maar dan is ek 30 meter agter die kar. Nee, ek gee net van soos guidelines, soos pas op, die lig gaan nou Sit rooi jy word. lekker regs aan. dan is dit Okay, right. Ek sien. Wie slaap die laatste of wie is altyd moeg? Soos die laaste in die aand of deur die In die oggende, wie slaap die O, langste? jy. Maar hy gaan slaap ook laat. Ek gaan slaap vroeg en staan vroeg op. Hy is nou heeltemal anders. Jy like 'n laat slaap. Ja, maar ook nie so laat. Ek staan maar so. Ja, Jy sy- staan net soos heavy, sy is ons soos 5 uur op. Ek staan meer soos 7 uur. Ja. 8 uur, ja. En dan wie van julle het die slegste pokerface? Wat is okay, 'n dit pokerface. Wys my hoe lyk 'n pokerface? Dis soos as jy jok en jy O, ja, jy soos ja, jy verstaan wat okay. ek. Seker maar jy. Ja. So jy sal baie goed kan wegsteek om nie 'n emosie te wys nie. Ek kan sien as jy ja. Ja. Scheisse. Kan nie vir hom so sy kan nie haar pokerface lees, sy hom sien. Hy kan nogal. Ek sal sê ja. Nee, hy ken wel goed, hy weet. Soos hy sal soos nou voor mense dan sal hy okay en dan na die tyd dan sal hy sê wat was fout daar. Ja. Soos iets was fout. So hy kan nou nogal goed lees. Maar het hy 'n goeie pokerface? Kan jy agterkom as hy nie die waarheid vertel nie? Maar sy gesig gee hom nie weg nie, maar ek soos ken al sy mannerisms, daai vingertjies van hom beginne so. Iets beweeg. Iets ja, die duimpie gaan so op en af so. Sy gesig is nogal goed, maar nie die res van die liggaam nie. O, ek sien, ja. En die stemtoon. Kan baie maklik in die stem ook agterkom, Ja. nee. Ek sien. Dit is nogal so. Hoorie so, ek het so 'n paar ander van die vrae gegee vir julle. Ek wil net gou hierdie bladsy omblaai, ek moes dit dalk gedoen het. Ek het gewoonlik nie so groot mikrofoon voor my nie. So hierdie gaan nou, ek gaan die vraag vra, dan kan julle elkeen antwoord wat julle die beste kies. Oggend of aandmens? Oggend, En Aandmens, definitief. Okay, koffie of tee? koffie. 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 Okay. As jy vlieg iewers heen, verkies jy dit om voor of agter in die vliegtuig te sit? Agter. Is daar 'n rede? Is nou ek ons het die laaste ruk baie agter gesit. So ek agter in die aisle. En dan sit ook naby aan die Jy kom badkamer. o Of ja. jou voor is mos business, so mense vlieg nie anyways. Yes, ja, business on life, yes. Ja. Nee, ek dan kan ek net vinniger uit. Ja. Ek like dit voor want al die airlines maak voor oop, maar nie almal maak agter oop nie. So Gaan vir my O, dan anxiety sal mense gee. so nou uit. om voor te sit, jy die eerste ek wil in die eerste 5 of 7 rye sit. Ja. Dan kan ek vinnig uit. Dis Yes, want ek wel like dit nie om aan daai middel van daai vliegtuig te sit en almal staan al op en gewoonlik die ander ding is ek is bietjie paranoid. Ek vlieg gewoonlik as ek vlieg vir werk, vlieg ek met my kamera gear by my. So dis bo my. So ek wil ook eerste op die vliegtuig wees of in die vliegtuig wees, rather nie op die vliegtuig nie, dit sal weird wees. Ek wil in die vliegtuig wees eerste sodat ek my kamera gear by my kan sit bo. Want Ja. daar's niks meer stresvol vir my as ek hier sit en ek weet my kamera gear is 3 rye agter my bone. En jy kan nie Overhead. sien nie. Yes, dit maak my Ja. paniekerig hoor. So ek's vroeg op die vliegtuig, sit my goed en ek sit. En dan as daai deure oop gaan, ek wil een van die eerstes wees wat uit is. Maar jy het nou gesê verkies aisle seat. Wat verkies jy? Ek worry nie. Venster, Ja. net nie in die middel nie. Ja, die middel, Ja. eintlik enige een behalwe middel. Ja. Okay.
Vir jou vinnige vraagie, Martin Gibson of Taylor Acoustic? Martin. Is dit? Ja. Liesel het gister 'n Martin hierso gehad. Ja, ou. Daai ding se sound is beautiful. Ja, is goeie gitare. Okay, boek lees of movie kyk? Movie kyk. Julle nie lesers nie. Okay, hier is 'n triekie een vir jou dalk. TikTok of Instagram? TikTok. As jy net een kan kies. TikTok. Is dit? En ek weet nie hoe active as jy op Ja, socials. hy het nie eens TikTok nie. So. Okay. Instagram. Ek bedoel niks by hierdie volgende vraag nie, maar ek sal like om te weet wat julle dink daaraan. Groot troue of klein troue? Eendag. Klein troue, maar ek wil soos Medium. mooi lyk. Ja, Soos ek sal geld spandeer op hoe ek lyk en soos mooi foto's, maar ek worry nie of al nou 10 mense of 80,000 En jy het Ja, nee, ek stem so. Ja, ek kan vir jou raad gee uit my ervaring uit. Ek is nou so 2 jaar getroud. Ek dink die beste ding om te doen is klein troue, duur honeymoon, okay? En spandeer baie geld op jou trourok en spandeer baie geld op 'n goeie fotograaf en videograaf. Die res van die goed is irrelevant. Basic venue, mense onthou min van dit, maar jy gaan vir ewig onthou hoe jy gelyk het en die honeymoon en Daar's baie daai video's en baie, ja. foto's. So Ja. daarop moet jy invest. So dis net 'n bietjie advice vir sou julle eendag miskien by trou staan. Stadslewe of plattelandse dorpie, wat verkies jy? Ja, stad. Regtig? Ja. Ja, altyd is maar lekker, maar seker maar in between, soos nie daai heavy stad wat jy heeltyd in verkeer moet sit nie. Soos Potchefstroom is lekker, dis seker maar Ja. Dit is soos so groot. Nie. plattelandsie, maar dit is dis Ja. net lekker so in between. Maar dan jy het groot geword. Ek en jy kom van dieselfde dorp af dink ek. Ja, dit was my verskriklik. Nee, maar ek was in Middelburg met Ek ook. Malanga. O, Ja, ek ook. nee, daai was okay. Jy kan maar die waarheid sê want Middelburg Nee. het sy foute hoor. Nee, maar baie mense dink ek's van Nylstroom, want my ma hulle na skool en ek het soos alles begin toe ek in Nylstroom was, maar ek is nie van Nylstroom af nie, ek is van Middelburg af. Ja. Maar ja, ek hou maar net van die stad want dan dis so groot ek hoef nie met mense te praat as ek in Sparren stap nie. Ja. Soos daar stap jy in Sparren en jy sien al 6 juffrouens. Ja. Ek Dit is interessant. Ek het sulke ander vrae hierso wat ek nou nie gaan deurgaan nie, maar een van hulle is sou jy eerder in 'n groot dorp of 'n stad wil bly maar niemand ken jou nie of eerder in 'n klein dorpie wil bly maar almal ken jou? nee, niemand my ken nie. Ja, jy wil wegkruip. Ja. Ek sien. Jy wil net op social media Ja. beskikbaar wees en dan vir Johan. Ja. Okay. Net letterlik net dit. Net dit. Ek weet nie of jy wyn drink nie, maar witwyn of rooiwyn. Wit. Is dit? Ja, witwyn die Ja. laaste ding. Ja. Kom jy van die Kaap af of nie Ek eintlik? kom van Nysna. Nice nou. Okay, hoor. Ja. Ja. So dit is mos eintlik Suid-Kaap, is dit Ja, nie? Suid-Kaap. Ja. Ja. Garden Road. Maar mense noem dit iets anders nou. Dis eintlik die Suid-Kaap, maar ek was nou die dag daar toe sê iemand van my hier is die Suid-Kaap, maar die registrasienommers is iets anders daar. CX. Ja. Ja, hulle noem die area van Mosselbaai daar tot Nysna Plate is Garden Road. Garden Route, ja, maar Suid-Kaap. Maar min mense verwys na dit as Suid-Kaap. Ek het dit eers nou die dag uitgevind. Ja. Ja, ek hoor net Garden Route, Wilderness, Sedgefield, daai hele area is beautiful. Dis verskriklik mooi daarso. En dan laaste enetjie, Netflix series of YouTube rabbit hole. O nee, Netflix Netflix. series. Is dit? Netflix. Wat ja. het julle wat is die laaste Netflix series wat julle gebinge het? Ons Ons kyk is nou besig met Queen of the South. Ja. Queen of the dis goed. South. Kyk Dis dit. nogals. Okay. Dis nogals exciting. Intens, Ja. maar goed. Ek gaan definitief bietjie dit note en dit kyk want ek en my vrou like nogal om series te binge. Ja. Maar ons is erg. Ons het ek kan nie onthou wat die serie se naam nie. Wat is jou favorite series? Ja, dis moeilik. Want ek vergeet van hulle. Maar wat ek onlangs gekyk het, dit was nou nie op Netflix nie, maar ek weet dit was op Mnet, was Landman. Well, okay. En die nuwe series het nou begin laasweek. Ek het nog net nie die season 2 begin kyk nie. Maar Landman was vir my incredibly goed geweest. Maar daar's so baie. As mense my op die spot sit, kan ek nie aan alles dink nie. Ja. Ek kan nie nou dink nie want ek moet nou deur al hierdie files gaan. Maar ek en sy het nou die dag het ons op 'n Vrydag middag het ons of Vrydag aand toe is daar iets nuuts wat opkom en ons kyk hier een episode en ons was hierdie is baie goed. En ons het letterlik daai aand en die volgende oggend is alles klaar. Dit was nou nie baie, dit was 8 of 9 episodes, maar ons het daai hele ding deur gebinge.
So partykeer doen ons dit. Dis Ja, lekker. Dis lekker, ja. Ons is bederf, want in die ou dae, ek weet julle is altyd redelik jonk, maar in die ou dae moes jy gewag het 'n week, dan kom die volgende episode uit. Dan wag jy 'n week, dan kom die volgende episode Ja, uit. dis bad. Nou het ons alles net tot hier. Ons kan net soos kyk en as die season klaar is, dan is jy nou kwaad. Nou moet ek 3 maande wag vir die volgende season. Ja, dis of nou moet jy bad. iets anders kry. Ja. Wat kyk jy nou? Dan moet jy hom opline. Okay, ek het nog 2 goedjies hier gesien wat ek gou wil vra. Bosveld of seevakansie? See. So ja. Okay, altyd. Ek sê gedink het jy is meer 'n Bosveld meisie. For some reason, ek weet nie hoekom nie. Love dit. Dan jy dit dink, man, nee. Okay, cool. En dan laaste ene, hierdie is net vir jou, want jy's perform nie. Verkies jy 'n festival crowd of verkies jy 'n kleiner intieme pub crowd tipe ding? 'n festival kry. Is dit? Ja. Ja. Dis lekker as mense saam sing Ja. en al daai goeters doen. Dis awesome. Hoor hierso, nee, ek is baie bly julle het kom chat. Ek weet julle het nie so baie tyd nie want julle moet nou iewers anders wees. So ons kan nou nie vir ewig en ewig chat nie. Ek het so baie ander goed wat ek nog vir julle wil vra. Maar ons gaan julle definitief moet terugnooi vir nog 'n seisoen, vir nog 'n chat in die tweede seisoen. Kry ons dalk vir Daniel, dan kom chat hy bietjie saam. Yes. Dit sal vir my baie lekker wees. So van my kant af wil ek net sê baie dankie dat julle altyd tyd gemaak het. En dankie dat jy my laat weet het want aanvanklik weet ek jy was nie beskikbaar nie. So Ja. dankie dat jy my laat weet het en dat jy tyd gemaak het om hier by ons te kom kuier. Ek wil gou by jou hoor Baltie, wat dink jy van hierdie studio? Dis mal. Dis my baie coolste studio wat ek al in was. Baie cool. Ja. Nee, ek moet sê toe ek ook die eerste dag hier instap kon ek nie glo wat ek sien nie en nog meer wat ek gehoor het. Ek meen, jy het nou gehoor al binnekant in die control room. Nee, dis crazy. Atmos is mal. Ja, so nee, dankie aan Connection Studios laat ons weer eens hier kan shoot. Dit is crazy. Check hulle bietjie uit. Connection Studios op Instagram en daai goeters as jy ooit wil ietsie record of produce. En ek meen waar ons nou sit is 'n cinema room. Ek meen daar agter jou is 18 stoele. Dis 'n home theater, hier's 'n skerm met 'n groot projektor. So hierdie cinema room kan ook gebruik word vir screenings om soos die eerste keer 'n music video te kyk of ietsie of vir die eerste keer 'n movie te kyk of so. So dit is nogal cool. Van my kant af ek het vir julle elkeen 'n geskenkie hier van Dromers en Dinners af. So ek gaan vir julle gee. Ek weet nie of ek by gaan uitkom nie. Ek gaan net hierdie mic so 'n bietjie skuif. O, jy. Maak maar oop daar dan kan julle gaan Baie sien. dankie. Ja. So daai is vir julle elkeen ietsie Christmas. wat julle kan huis toe vat. Ons is actually ons wil maak collect. Ons Dis so oulik. Dis Dis baie baie mooi. nice. Net Dis julle- regtig mooi. Ek het ook al furniture en goed nodig of. Ja, hy het nou Kom ingetrek bysien. by sy nuwe flat. Nice. Yes, dis baie. Just hierdie is cool. baie mooi. Ja, so Baie dankie. So ek weet jy het nou obviously gesien want jy het uit eenheid gedrink, maar Ja. daai is jou eie een wat jy kan huis toe vat. So en die rede van vir die podcast se titel Dromers en Doeners is ons is op soek na mense wat drome het en hulle drome jaag, want baie mense het drome, maar hulle doen niks aan nie. Okay. So ek het nou soos wat ek julle nou al bietjie leer ken het op social media en jou nou bietjie beter leer ken het, weet ek julle albei is dromers, julle het drome en julle jaag julle drome, so julle doen actually iets omtrent. So hou aan om julle drome te jaag en elke keer as julle koffie drink uit daai bekers uit, dink aan ons en moenie vergeet om aan te hou droom nie. So baie Baie dankie. dankie. Dit was so lekker om julle te chat en ja, ons gaan nou hierdie episode so afsluit. So dankie vir julle wat gekyk het. Ons sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens. Want ons is dromers en doeners, kom vertel